Loof die Here. Ons gaan net so staan. Ek wil vanmôre bid vir mense wat vanmôre swaar kry. Iemand het my gisterand gebel, toe sê is nou die 3de maal wat sy kar top gasket blaas. En hulle het nie geld om dit meer reg te maak nie. En ek wil vanmôre, as jy vanmôre swaar kry, in jou lewe, jy staan hier vanmôre en jy sê, Here, ek weet nie waar môre se kos vandaan gaan kom of die probleme ons dit sal kan hanteer met ons min finansies nie. Vra vanmôre vir die Here. By hom is alle dinge moontlik. As jy kan glo, alle dinge is moontlik, het Jesus gesê. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons buig in diepe aanbidding. Ons dink aan soveel van ons boetas en sissas vanmôre wat swaar kry. Mense wat deur die storms van die lewe dalk vanmôre platgeslaan is. Here, mense wat deur sekere besluite op so 'n punt gekom het, dat hulle vanmôre tekort in hulle lewe het. En ons andere wat met wie dit goed gaan, Vader, wil vanmôre intree vir hulle. En ons wil sê dankie. Dankie dat ons vanmôre die vrede van die Here op hulle kan afroep. Ons bid vir genade. Ons bid dat elkeen wat swaar kry vanmôre sal aanraak met die liefdehand wat net die Hemelvader het, om vanmôre te voorsien dat die rykdom van u genade. Ons bid vir elkeen in hierdie plek, elkeen wat luister, elkeen wat vanmôre nie weet waar môre se voedsel vandaan kom, of wat nie vanmôre genoeg het om hulle sorge en hulle probleme en dit wat hulle moet betaal te betaal nie, maar ons bid dat u die sluise van die hemel ooptrek en uitstort oor elkeen vanmôre die seën van die Here wat ryk maak en vry maak, en die vrede van die Here oor elkeen van hulle word verheerlik, Vader, terwyl u lofprysinge ontvang, ons lofprysinge, en wat ons vanmôre seën met die seëning in Christus Jesus. Seën dan nou ook die woord, Here, terwyl ons dit lees en ons met mekaar deel. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek kan jou sitplek neem. Ek vra jy om saam met my te lees vanmôre uit Johannes 12 vanaf vers 42. Johannes 12 vanaf vers 42. En nou, ons is so aan die vooraand, nog so 'n paar dae, dan is dit die kruisiging en die opstandingsdienste wat ons gaan hou. En die groot vraag vanmôre is, wat is die kern van Jesus se kruisiging en opstanding? Hoekom het hierdie daad gebeur wat so gruisam was, dat iemand aan die kruis vasgekap moes wees en moes sterwe in pyn en in smarte om jou en my vry te maak? Wat was hierdie kern van Paasnaweek wat die kerk, ek praat nie van die wêreld nie, wat paashase en paaseiers en hierdie goed het. Die kerk van Jesus glo nie aan paashaas nie. En ons glo ook nie aan paaseiers nie. Ons eet paaseiers want ons hou van paaseiers. Maar ons glo nie in die paashaas nie en ons glo nie in paaseiers nie. Ons glo in die kruisiging en die opstanding van ons Here. En dis waaroor dit vir die kerk gaan. So, ek wil vanmôre met jou praat rondom die een ding wat uitstaan, wat daar's baie dinge wat mense van die Here Jesus af weghou. Baie dinge wat mense uit die kerk uithou. Baie dinge wat keer dat mense nie oorgawe kry en verlossing kry en oorwinning kry nie. Maar ek wil vanmôre oor iets praat wat soveel mense daar buite van die Here af weghou. En baie keer vind ons dit in die kerk, dat dit ook in die kerk gebeur. Ons wil nie vanmôre sê dat dit net in die sondagswêreld daar buite is nie, maar selfs in die kerk van die Here is daar mense wat vanmôre sit en sukkel met hierdie probleem. En kom ons luister bietjie, want dit was net voor Jesus se kruisiging, voordat hy gevange geneem sou word, net voordat hy die voete was, en lees ons dan in Johannes 12 vers 42, wat sê Jesus net voor hierdie gebeurtenis wat sou volg, net voor die kruisiging. Vers 42 sê, maar tog het selfs baie van die owersters wat in hom geglo, maar ter wille van die fariseërs het hulle dit nie bely nie, om nie uit die sinagoge geban te word nie. En dan vers 43, want hulle het die eer van die mense meer lief gehad as die eer van God. En Jesus het uitgeroep en gesê, wie in my glo, glo nie in my nie, maar in hom wat my gestuur het.
Wie my aanskou hom wat my gestuur het. Ek het as 'n lig in die wêreld gekom, sodat elkeen wat in my glo, nie in die duisternis sou bly nie. As iemand na my woorde luister en nie glo nie, ek oordeel hom nie. Want ek het nie gekom om die wêreld te oordeel nie, maar om die wêreld te red. Wie my verwerp en my woord nie aanneem nie, het een wat hom oordeel. Die woord wat ek gespreek het, dit sal hom oordeel in die laaste dag. Nou hier gee die Here Jesus groot lering rondom sekere waarhede wat ons nie kan verbykom nie. En hy begin om vir ons te sê eerstens dat, of dit word hier vertel dat baie mense, Johannes skryf dit, en hy sê, baie mense het geglo dat Jesus die Messias was. Maar, terwille van die fariseërs en die skrifgeleerdes, terwille van die leiers van die volk en die godsdienstige leiers, het hulle dit nie openlik bely nie, want hulle was bang, hulle sou onder sensuur kom. Hulle was bang, hulle word uit die tempel uit verban, die sinagoges, en dan kan hulle nie saam op die eerige plekke sit, saam met al hierdie godsdienstleiers nie. Met ander woorde, wat het hulle weggehou? Hulle het die eer van mense, sê die Bybel, vers 43, hy sê hulle die eer van mense meer geag as die eer van God. Wow, God deel nie sy eer met 'n mens nie. Dit is so belangrik dat ons vanmôre verstaan. Die eer wat aan God toe kom, kan nie na 'n mens oorgedra word nie. Jy kan nie vanmôre God se eer vat en jy is in die limelight en jy is op die voorgrond en almal kyk na jou en hulle sê, "Oh, wat 'n wonderlike boetjie, wat 'n wonderlike girl. Dit is 'n wonderlike mens wat wat in die kerk is jong, hierdie predikant is so goed en hy's so mooi en hy preek so wonderlik en hy doen so mooi dinge en dan agterna sien ons, maar hy's ook maar net 'n mens." Dis nie hoe mooi hy preek nie. Dis God se gees wat deur hom werk. Dis nie vanmôre wie aan die beheer van die gemeente staan nie. Dis die gees van die Here wat veranderinge bring. En ons kan vanmôre die mees sterke persoonlikhede hê in ons kerk en die mees sterk persoonlikheidsleier hê in ons gemeente, maar as die gees van die Here nie teenwoordig is nie, is dit een leë dop. En daar is niks nie. Ons kry vandag baie sterk leiers. In die kerk is daar sterk geestelike leiers. Ag, kom ons praat maar oor die kerke wat ons ken, die Pinksterkerke. Daar is sterk persone. As hierdie persoon in 'n vergadering instap, dan is daar net 'n ander vibe, daar's net 'n ander gevoel. Almal weet hierdie is 'n man van integriteit, is 'n groot, sterk man en hy's regtig 'n besonderse persoon en almal kyk op na hom en almal hang aan sy lippe. Jy kry dit. Jy kry baie charismatiese sprekers. As hy in 'n kerk instap en hy kom op die preekstoel, dan is dit asof almal ophelder. En hierdie ou kan vir jou vat en hy kan jou neem tot op 'n hoogte en hy kan jou so motiveer dat jy, wanneer jy hier uitgaan, jy sommer voel jy kan die wêreld omkeer. Hulle vertel, ek onthou jare gelede, in die tyd van oorlede Eugene Terblans, die ou van die AWB, onthou julle? Die AWB was 'n spreker van formaat. Hierdie ou het dit net gehad. En ek het 'n vriend gehad hier in Hartbeesfontein, en ou Karel het my eendag vertel, hy sê, man, hy sê, weet jy, ons gaan na die AWB vergadering toe en ek gaan daar in met 'n baie, in my hart is daar twyfel rondom hierdie beweging en hierdie leier, Eugene Terblans, hy sê, Boeta, maar toe ek daar sit, en die man begin praat, later toe staan ek saam met hulle op die stoele. Hy sê, motiveer my so, laat ek, toe ons daar uitkom, wil ons net die vyand sien, as ons hulle sien, dan wil ons hulle doodtrap, ons wil almal vermoor, en ons wil net oorlog maak. Hy praat jou so, mense, jy is so gemotiveer, jy wil alles vernietig voor jou.
Nou wil ons vanmôre vir julle sê, kerk van die Here, dit is so dat mense, baie het hierdie persoonlikheid, of baie min, maar daar's mense wat hierdie persoonlikheid het, maar ek wil vanmôre vir julle sê, dit gaan nie vanmôre om 'n mens nie. As Paasnaweek oor 'n mens gegaan het, was dit een groot mislukking gewees, maar as dit gaan in die kerk van Jesus, gaan oor die kruisiging en die opstanding van die Here, dan sê ek vanmôre vir jou, dan bring dit iets in die lewe van elke Christen gelowige, om vanmôre te sê, wat die wêreld ook al bied, kan nie opweeg teen dit wat God gee nie. En daarom sê hy, die Fariseërs het nie bely dat hulle Jesus glo nie, omdat hulle, of die ouerstes eintlik, die leiers, omdat hulle bang was wat die kerk, godsdienstige leiers aan hulle sou doen. Baie mense sit vanmôre in kerkgenootskappe, en hulle is te bang om die waarheid van die woord van God te vertel vir hulle predikante. Hulle is te bang om te sê, ons was oortuig, die Here het ons oortuig om ons tot God te bekeer en ons die Here Jesus aan te neem as verlosser en saligmaker. Hulle is te bang om dit vir hulle predikant te sê, want dalk kan hy hulle onder sensuur sit. Hulle is te bang om die waarheid van die doop van Christus in hulle lewe toe te pas. Want dalk kan die kerk genootskap in sy groot geheel daai predikant dalk onder sensuur plaas of van sy amp ontneem. En so gaan dit vanmôre, mense is bang. Banger vir die mense gevolge wat hulle aan mense doen as wat die eer van die Here is. Dis vir baie mense meer belangrik dat ek deur die samelewing aanvaar word as wat dit belangrik is dat hy God se wil doen. En dis wat aan die einde van die dag gaan gebeur. Aan die einde van die dag, net wanneer die anti-kris verskyn, sal die mense sy eer wil soek en wil hê hy moet aan hulle eer bewys. Dis belangrik vanmôre om te weet, kerk van die Here, dat selfs hier in Dominion Wal gaan dit tussen oor jou en jou verhouding met die Here Jesus. Dit gaan vanmôre oor jou persoonlik, want jy sien, om die Here te dien is 'n persoonlike saak. Jy staan nie namens my voor God nie. Jy kan nie eendag wanneer ons in die oordeel kom, kan jy voor God staan en namens my as advokaat optree en sê ek staan in vir Laurens, want hy was nou nie so lekker ouetjie gewees nie, so Here, ek gaan maar voor u staan ter wille van hom. Die Bybel sê elkeen sal sy eie pak dra. Die Bybel sê elkeen sal vir homself voor God verantwoording doen. So jy sit vanmôre hier, jy luister vanmôre na wat ons hier vanmôre predik, en jy moet vanmôre kennis neem, dat jou lewe voor die Here, sal jy eendag self verantwoording voordoen. Ek vir myself, jy vir jouself. Die groot vraag vanmôre is net, het ons die eer van mense meer lief, as die eer van God? Ons is baie keer so bang, om 'n besluit ernstig oor die Here te neem. Ons is so bang, ons vriende gaan ons verwerp. En dit is so, julle. As jy baie drink, en jy het baie pelle, en jy gaan baie partytjies hou, en al hierdie goeters, dan is jy die mek van die plek. Maar die dag wanneer jy Jesus in jou lewe innooi, en jy kom waaragtig tot bekering, en jou lewe word omgedop en omgedraai, en jy maak 'n 180 grade draai, weg van die partytjie, na die Here Jesus toe, en skielik is jy nie meer Saterdagaande besig om saam met die vriende te drink, en hierdie goeders nie, maar jy Sondagmôre in die kerk, en jy Sondagaande in die kerk, en jy Woensdag in die bidure, dan sien jy die wêreld en jou vriende begin van jou af wegdraai. En jy's nie meer so in eer en so deur hulle opgelig nie. Jy's nie meer die ou vir wie hulle hande klap wanneer jy daarvoor die voordrinker is en die voorsondedoener is nie. Maar wanneer jy die Here dien, dan draai hulle van jou af weg. En baie mense kan nie hierdie keuse maak om Jesus as verlosser aan te neem nie. Baie mense is bang om te besluit en te sê, ek sal die Here dien, al sal ek in my werk nie meer bevordering kry nie, al wil die bestuurder dan nie meer vir my bevorder, omdat ek nie meer saam met hom in sy partytjies deel nie, dan sal ek nog steeds by die Here bly. Ek het al jong manne gesien,
wat Jesus as verlosser ken en dien, geen bevordering kry nie, maar hy bly by die Here. Op die been kry hy nie bevordering nie, want jy sê, hy is nie deel van hierdie organisasie wat saam kuier en saam te kere gaan en na werk gou eers by die kroeg uitkom nie, en daai goeders nie, en dan kry hy nie bevordering nie, want jy sê die bestuurder is nie so lief vir hierdie ou nie, want hy is nie een deel van hulle groep nie, en daarom kry hy nie bevordering nie, maar dit maak nie saak nie, want hierdie man sê, die eer van God is. En dis van ons mense wat weet wat in die myne aangaan. Vra maar vir Hannes, hy ken die wêreld van die myn. Hulle was almal betrokke daar. As jy nie saam met die partytjies in goed gaan nie, is jy maar een van hulle wat uitgeskryf word. Is genade van die Here as jy iewers kom in die myn en 'n groot pos gaan bereik onder so 'n oorheersing. En daarom is dit belangrik dat ons hier sien dat hierdie mense het die eer van die mense meer lief gehad in die tyd van Jesus as die eer van God. En daarom het hulle nie die Here gedien nie. En ek hoop nie is iemand vanmôre hier wat bang is dat mense hulle sal afskryf nie. Maar dat jy vanmôre, almal van ons vanmôre, die eer van die Here sal ken, dat hy ons sal eer. En ons daai eer sal lief hê. Dat hy vir ons omgee. Dat hy ons seën. En dat hy ons as sy kinders aanneem. Nou waaroor is hierdie stukkie in die Bybel gesê? Want jy sien net 'n rukkie daarna toe praat, of net 'n paar sekondes daarna toe begin Jesus praat en hy vertel vir hulle, hy sê ek het gekom as lig in die wêreld. Ek het gekom na hierdie wêreld toe as lig. Ek het nie maar net gekom as nog een gebore uit 'n vrou om hier as mens te loop en niks te beteken nie. Ek het gekom as lig in die wêreld. Nou om lig te wees beteken, jy sien dit baie ver. Ons het nou die dag, hulle een van ons ligte gesteel op die dak, en toe moes ek 'n ander lig insit. Een was 'n solarlig, en toe sien ek nee, dit gaan nie werk nie, want die volgende solarlig gaan hulle ook afsteel, hulle is mal oor die solarligte deesdae. Maar toe besluit ek, en ek sit en ek wonder, wat moet ek koop, en ek besluit ek rouspraat, en ek sê, jong, ek wil nou 'n oordentlike lig aansit. En ek gaan koop vir my 'n lig van 200 watt, wat met krag werk. Maar hy verlig die hele omgewing. En ek kan vir jou sê, jy kan waar aankom, dan sien jy daai lig brand. Selfs in die dag, als kyk die son, as jy kyk na die lig, dan sien jy die lig brand. En nou sê Jesus, hy is die lig van die wêreld. Nou mense, as iemand die lig is, dan beteken dit almal sien hom raak. Of jy waar is, en of jy in die duisternis en sonde sit, en of jy iemand is wat in die daglig sit, jy sien die lig skyn. En dis wat Jesus sê, hy sê ek is 'n lig wat skyn, en dis wat die wonder is, so as jy werklik die Here dien, sal jy ook in die lig wandel, en nie in die duisternis sit nie. Jy sal die lig sien, en almal sal weet wie is die lig, want die lig is Christus. En dan gaan hy verder in vers 47, as iemand aan my woord luister, en nie glo nie, ek oordeel hom nie. Hy gaan verder, hy sê ek is die lig, maar ek het nie gekom om te oordeel nie, want ek oordeel nie. Hy sê, maar die woord wat ek gespreek het tot julle, sal julle oordeel die laaste dag. Daar kom beslis 'n oordeel. En dis waaroor Pinkster en die Paasdienste gaan. Dis oor die kruisiging en die opstanningsdiens gaan. Jy sien, daar kom 'n dag van oordeel wat die Bybel van praat. En nie praat die Here Jesus van 'n dag van oordeel. Hy sê, ek oordeel julle nie. Ek het in die wêreld kom om te oordeel nie, maar om die wêreld te red. So Jesus het self gepreek en gesê, daar kom 'n oordeel. Hy sal mos met ander woorde nie sê, ek oordeel julle nie en die oordeel nie. Hy sê, maar die woord wat ek gepraat het, die woord gaan julle oordeel. So liewe kerk, daar kom beslis 'n oordeel. En een van die meeste preke of sy baie van sy boodskappe wat hy gepreek het, was juis oor die hel en die verlore toestand van die mens en die ewige oordeel. Baie keer het Jesus oor dit gepraat.
Nou sê die mense, julle moet nie so oor die hel preek nie, julle maak net die mense bang. Ek wil vanmôre vir jou sê, die Here het daaroor gepraat. En hy sê, gaan heen en verkondig die ganse evangelie wat ek vir julle gegee het en leer die mense. En nou kom hy hier en hy sê, hy wat my nie aanneem nie, hy sê, het een wat hom oordeel. Daar's 'n oordeel vir elkeen wat die verlossingswerk van Jesus nie aanneem nie, en die een wat hom oordeel is die Bybel. Die Bybel gaan eendag die oordeel vel, of die mens gered is of nie. Dis nie jou mooi praatjies nie, dis nie my mooi gedagtetjies nie, en my mooi optredetjies, en hoe ek mense behandel het, wat eendag vir my gaan help om nie verlore te gaan nie. Dis die Bybel wat vandaar genoem sal word, en ek wil vir jou vanmôre in die woord van die Here, Openbaring 20, vanaf vers 11, praat hy oor die laaste oordeel, gesien. En op wie daar op sit, voor wie sy aangesig die aarde en die hemel weggevlug het, en daar's geen plek vir hulle gevind nie, en dan sê hy, ek het die dode klein en groot voor God sien staan. En dan begin hy praat. Hy sê, en die boeke is geopen, vers 12. En 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen, en die dode is geoordeel deel wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. Die boeke word oopgemaak, by die laaste oordeel, die wit troon-oordeel. Wat se boeke? Hierdie Bybel het 66 boeke. En hierdie boeke is God se woord, en is God se wil. En uit hierdie boeke word mens geoordeel volgens wat in die Bybel geskryf staan. Daarom sê Jesus, die woord wat ek gespreek het tot julle, daai woord sal eendag genoem word, uitgehaal word en die oordeel vel. Hy sê nie, sê die dode gee wat daarin is, en die dood en die doderyk het sy dode gegee, en hulle is in die poel van vuur gewerp, dit is die tweede dood. As dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy ook in die poel van vuur gewerp. Daar is 'n oordeel. Ek wil hê jy moet vanmôre skrik en beangs word as jou lewe reg is nie. Ek wil hê jy moet vanmôre onrustig raak as jy kind van God is oor die oordeel wat wag vir die sondaar nie. Hierdie oordeel is vir die sondaar. Want jy sien, dis waaroor Paasdienste gaan. Dis waaroor die kruisiging en die opstanding gaan. Dis waaroor Jesus se sterwe en opstanding gaan. Hy sê, ek het nie gekom om die wêreld te oordeel nie, vers 47 wat ons gelees in Johannes 12. Hy sê, maar ek het gekom om sondaars te red. Om mense te red. En dis waaroor het vanmôre gaan. So jy hoef nie vanmôre bekommerd te wees nie. As jy Romeine 8 vers 1 lees, dan sê hy vir ons so mooi daar rondom, dat ons as kinders van die Here, hy sê vir ons, luister, julle kom nie in die oordeel nie. In Romeine 8 vers 1, daar is nou geen veroordeling van die wat in Christus Jesus nie, en die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Daar is nie veroordeling vir die kind van God nie. So jy is nie meer 'n arme sondaar nie. As jy Jesus se verlossing aangeneem het en jy is 'n kind van God, hoef jy nie vanmôre die gebed te bid, ag Here, wees my arme ou sondaartjie genadig nie. Want jy is nie meer 'n sondaar nie. As jy sy verlossingswerk aangeneem het en tot bekering gekom het, is jy vanmôre 'n ware kind van God. En jy kom nie, daar's geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Jy kom nie in die oordeel nie. Jy kom net by die regterstoel waar elkeen sy loon en sy kroon ontvang. Maar voor die regter, voor die wit troon oordeel, daar verskyn die sondaars. Hulle wat Jesus nie aangeneem het nie. So as jy vanmôre met sekerheid kan sê, ek het Christus aangeneem as verlosser en saligmaker, gaan jy nie in die oordeel kom nie. Die oordeel wat ek nou gelees het vir julle, van Openbaring 20 vers 11 tot 15, daai oordeel kom die kind van God nie. Net die sondaar kom daar. Die kind van die Here is nie onder die oordeel nie.
Johannes 5 vers 24, kom ons lees ook die woorde van die Here Jesus, 5 vers 24, hy sê, voorwaar ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het die ewige lewe, en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. As jy Jesus aangeneem het, hy wat my aangeneem het, sê hy hier, hy sê, hy het die ewige lewe, en kom nie in die oordeel nie, maar het uit die doodheid gegaan na die ewige lewe toe. Met ander woorde, die dag as jy Jesus aanneem as verlosser en saligmaker, dan het jy die ewige lewe. En jy kom nie in die oordeel nie. So jy is nie meer 'n ou sondaartjie nie. Jy is 'n kind van God. Geen mens kan sê dat hy nooit struikel nie. As jy struikel, is jy volmaak in alles. Al het jy net in jou gedagtes gestruikel, kan dit nog 'n sonde wees. Die Bybel sê, as jy na 'n vrou kyk en jy begeer haar net, dan is dit sonde. As jy in jou hart dinge bedink, dan is dit sonde, dit is verkeerd. Jy moet dit aflê. Baie keer gebeur 'n ding en skielik dan struikel ons en dan voel ons so geoordeel en vra ons vergewe ons Here. So geen mens kan sê jy gaan nooit weer sondig nie. Maar een ding is seker, ons het 'n voorspraak by die Vader en dit is ons Here Jesus. En hy het my as sy eie kosbare bloed jou vry gekoop en daarom kan hy voor die Vader staan en hy kan sê, Vader, hierdie kind van my, Laurens, hy het gestruikel, maar ek het met my bloed vir hom betaal, hy het vergifnis gevra en daarom vergewe ons reinig hom van al sy sonde en ongeregtighede. Daar is genade by die Here vanmôre. Ons dien 'n God van genade, julle. En dis waaroor die kruisiging gaan vanmôre. As hy nie aan die kruis gesterf het nie, was daar nie vir ons hoop nie, en daar was nie vir ons genade nie, en ons was almal verlore, en dis waaroor die kruisigingsverhaal gaan, en die opstanding uit die doodheid, bewys vir ons dat ons gaan vir ewig lewe, want Jesus sit aan die regterhand van die Vader, en hy tree vir jou en my in, en hy het vir ons die prys betaal. En daarom kan ons vanmôre met oortuiging in ons harte sê, ons kom nie in die oordeel nie. Ons is vrygekoop deur die bloed van Jesus. Daarom is die kruisigingsdiens vir my, en ek glo vir elke gelowige kind van die Here wat waarlik tot bekering gekom het, 'n besonderse diens. Op die kruisigingsvrydag kom herdenk ons die dood van ons Here. Net soos wat ons dit ook doen wanneer ons die nagmaal gebruik. Maar dis daardie besonderse diens wat ons afgesonder het vir die dag wanneer ons by mekaar kom, om net vir die Here Jesus dankie te sê vir sy verlossingswerk aan die kruis. En dis hoekom ons moeite doen om hierdie dag te vier en deel van ons lewe te maak. En kerk van die Here, dis vir ons so nodig en vir ons so belangrik om net saam te wees, die liggaam van Jesus, en net by mekaar te kom, en behoort almal wat in hierdie gemeente is, Vrydag hier te wees, om saam met ons bly te wees, en saam met ons die Here te vier, sy dood te vier, en te sê, dankie Here, vir die kruis op Golgotha. Die leë kruis, waar Jesus gesterf het, en waar hy van die kruis afgehaal is. En dan op Sondagmôre, kom ons, om die opstanding uit die graf te herdenk, die opstanding uit die dood. Dit wat die Here vir ons gedoen het, sodat ons kan weet, ons gaan ook uit die doodheid opstaan. Dat ons met 'n verheerlikte liggaam met die doodheid gaan opstaan, en dat ons siele na Jesus toe terugkeer die dag as jy sterwe, en dan met die wederkoms gaan ons uit die graf uit, of sal die liggaam opstaan, 'n verheerlikte liggaam. Maar ons gaan uit 'n opstanding uit die doodheid. Ons is hier, en as ons sterwe, dan sterwe ons nie om vir altyd dood te wees nie. Nee, ons sterwe maar net om die gees te verplaas na die paradys, en te wag op die opstanding uit die dood, wanneer ons verheerlikte liggame gaan hê. Ons gaan ander dag oor die paradys praat en die siel van die mens. Maar ek wil dit vanmôre by jou los. Ek wil hê dat jy vanmôre moet kennis neem, dat eerstens die eer van mense is gevaarlik, is bitter gevaarlik.
Die eer van mense het al miljoene mense verlore laat gaan. Want jy sien, ons wil toch so graag belangrik wees. Ons wil so graag op 'n troontjie sit. Ons wil so graag hê mense moet van ons iets groot sê. Ons wil toch so graag hê mense moet sê, hey, het julle vir Laurens gesien daar in Hartbeesfontein, jong, daai oukie. Hy kan jou dan so praat dat jy so heuning om die mond smeer, dat jy van hom hou, almal hou van hom. Plek dat hulle sê, ek het 'n boeta wat elke keer wanneer ek iets gedoen het of wanneer ek 'n woord bedien het en die Gees van die Here deur my gewerk het, dan kom hy by my na die diens en sê, wow, boeta, vandag, maar hierdie woord was uit God se hart uit gewees. Hy sê, dankie vir dit wat die Here Jesus vanmôre deur jou gedoen het. Hy sê nie dit wat jy gedoen het nie. Hy sê, dankie vir die Heilige Gees vanmôre wat deur jou gewerk het. En mense moet pas op. 'n Prediker het eendag gesê, toe iemand van hom sê, jy het mooi gepreek vanmôre, toe sê hy, jy is die tweede ou wat vir my dit gesê het. Die eerste ou was die duiwel. En hy sê, jy het nou mooi gepreek vanmôre. 'n Mens kan jouself baie keer oplig, nee. Jy dink jy is nou net daai ou, jy het nou vanmôre hier, kyk, jy het nou vanmôre geroer. Die boodskap wat jy gebring het vanmôre, daar is nie nog ouens nie, al ou wat saam met jou kon kers vashou vanmôre was Jimmy Swaggart. Maar hy is nou nie meer vanmôre hier nie, hy is al in die hemel. So jy is hierdie spesiale persoon, kan ons so baie dink wanneer ons predikante is. En mense moet so pas op dat jy nie self op 'n troontjie sit nie. Want jy sien, God deel nie sy eer met 'n mens nie. So is beter dat mense nie eers vir jou dankie sê as jy iets doen nie. As jy iets moois in die kerk doen, of jy doen aan iemand goed, dis eintlik beter dat hy vir jou dankie sê nie. Dat die Here vir jou seën daarvoor. Maar uit ordentlikheid is dit goed om dankie te sê, ons moet dankie sê. Maar jy moet nie wil hê, hulle moet vir jou dankie sê nie. Want jy sien, die eer kom die Here toe. Hulle moet sê, Laurens, dankie, dat jy vanmôre kon luister na God wat jou gestuur het om vanmôre hierdie boodskap te bring. En jy hoef nie eers vir ander mense te gaan sê, wow, ons het vanmôre hierdie ou dan vanmôre gepreek nie. Jy moet sê, die Here het vanmôre met ons gepraat. En dis al wat nodig is. Die eer van mense kan nie vir jou plek in die hemel koop nie. Die duiwel gebruik dit as een van sy grootste wapens om die kerk van Jesus, die kinders van God te laat struikel. Want sodra 'n mens begin opgelig word, dan vergeet jy wie jy regtig is. Dan vergeet jy, soos hy altyd sê, jy's maar net vel, vlees en been, met 'n inwonende gees. Jy is niks besonders nie. Die beste onder ons julle is ook maar net so ver van struikeling af. Die beste onder ons kan nie op ons eie dade staat maak nie. Ons kan nie na onsself kyk vanmôre en sê ek nie. Ons moet vanmôre sê as die Here se genade ons nie gehelp het nie, was ons nie vanmôre hier nie. Wie van julle kan vanmôre roem en sê, ek kan in myself roem en sê, ek het na die kerk toe gekom en ek het die Here besluit om die Here aan te neem en ek het besluit om nou hierdie pad te loop. Kan ons nie maar sê, deur genade het God ons getrek. Ons wou nie kerk toe kom nie, maar die Here het ons gebring. Op 'n manier, iemand het ons uitgenooi, of hoe, wat 'n manier het jy beland, maak nie saak nie, maar dit is die Gees van die Here, dat jy na 'n diens toe gekom het, soos hierdie, en dis deur die Gees van die Here, wat jy gehoor het, toe iemand gepraat het, of gesing het, of getuig het, en jy dit aangeneem, en die Gees van die Here het in jou hart gewerk, en toe die uitnodiging kom, toe weet jy nie hoe nie, maar toe jy jou kom kry, toe staan jy hier voor, en jy gee jou hart vir die Here, sonder dat iemand jou beïnvloed. Dis net die Heilige Gees wat 'n mens kan verander. En dis wat ons vanmôre moet weet. Ons moet nie die eer van mense hoër ag as die eer van God nie. Ons moet die eer van die Here altyd eerste stel. Wat dink hy van ons? Hoe voel die Here oor jou en my?
Hoe voel die Here Jesus vanmôre oor Laurens Kriel? Wat sê hy vanmôre oor hom? Daar's 'n uitstaande prentjie in die Bybel wat ons almal ken, die verhaal van ou Job. Ons ken mos die verhaal van Job. Die verhaal van Job begin so toe die kinders van die Here of die seuns van God, dit beteken die engele, toe die engele in die hemel bymekaar kom vir die byeenkoms, wat hulle voor die troon van God staan en verslag moet doen van al hulle werke en wat hulle doen verslag aan die Hemelvader. En terwyl hulle daar staan, is Satan ook daar, want hy is ook mos 'n engel. En hy moet ook verslag doen. En terwyl hy daar staan en verslag aan die Vader doen, aan God die Vader, toe vra die Here vir hom die volgende: waar kom jy vandaan? Hy sê, ek kom van die aarde af. Ek het so 'n bietjie oor die aarde gekyk daar op die aarde. En toe sê die Here vir hom een ding. Hy sê, het jy my knegt Job gesien? Het jy vir Job gesien, my diensknegt? En toe gaan hy verder en dis asof die Here so 'n bietjie, ek wil amper sê die lelike woord gebruik, sê brag, wat ons in Afrikaans gebruik. Hy spog so 'n bietjie met Job. Hy sê, het jy my knegt Job gesien? Het jy gesien, daar's niemand soos hy nie. Niemand nie. So opreg. Hy dien my, en hy bly by my, en hy aanbid my, en hy doen wat ek sê, en al hierdie goeders, en dan kom die vyand en hy sê, ja Here, hy doen dit, maar dis nie verniet nie. Hy doen dit net, omdat u vir hom sorg. Hy sê maar, vel vir vel, en been vir been, en hy draai teen u. Met ander woorde, laat hy net 'n bietjie dit aan sy lyf voel. Geen net so 'n bietjie vir hom siekte. Geen net so 'n bietjie vir hom teestand. Geen net so 'n bietjie vir hom die wêreld se sukkel en swaar kry, en kyk hoe draai hy teen jou. En wow, hy was amper reg, nee. Die meeste mense val, wanneer hulle so 'n bietjie swaar kry, en dit so 'n bietjie sleg gaan, en so 'n bietjie siek word. Dan begin hulle, Here, waar is u? U het gesê, gaan my nooit los nie. Kyk nou wat doen u. Ek gaan nooit weer kerk toe gaan nie, want ek is nou sommer kwaad vir die Here, en ek is kwaad vir dat hy my nie beskerm en bewaar nie. En skielik, ons verloor ons saligheid, ons verloor ons toewyding. Ons verloor ons getrouheid. Ons verloor dit wat saak maak. Skielik, dis als teen ons kant, en wil ons nie meer die Here se genade besing nie, en sy lof besing nie. En die eerste ding wat hy doen, hy bly van die kerk af weg. Dis my te goed. As ek kwaad is vir die buurvrou, dan kom ek nie meer kerk toe nie. Die kerk het hom niks te doen nie, maar hy kom nie meer kerk toe nie. Want dis mos nou 'n Christen. En as een Christen doen, as al die Christene dieselfde. Baie keer. En ja, dit gebeur net daar in Klersdorp, en ook nie het ek dit gesien nie hier nie. Hier bly ons nie van kerk af weg, omdat hulle kwaad is vir ander mense nie. Of gebeur dit hier ook? Ons sal maar nie reguit vra nie, nee. Dit gebeur oral julle. Oral vind jy mense by die huis sit vanmôre. Hy kom nie meer kerk toe nie, want hy's nou kwaad. Kwaad vir hierdie, en kwaad vir daai, en kwaad vir daai. Die groot vraag is, wat het jy by die kerk kom maak? As jy nou so skielik kan wegbly van die kerk af. Kom jy net, omdat die Here ons so seën met vleis, maalvleis vanmôre, eiers, meel, is dit waaroor ons kom? Kom ons vanmôre, omdat ons so lief is vir pastoor Willie en vir Riaatjie, vir Rose, is maar min van julle wat my lief is, maar miskien so 'n paar. Kom ons net kerk toe, omdat ons graag die eer van mense soek. En as dit dan gebeur, wat gebeur, dan draai ons van die Here af weg. Of kom ons kerk toe, met die regte oortuiging, ons kom, omdat ons Jesus kom verheerlik. En daarom wil ek sommer van die begin af sê, as jy maklik struikel, moenie jouself in versoeking bring nie. As jy ouers byvoorbeeld, ek noem nou maar net 'n voorbeeld, as dinge jou maklik laat struikel, probeer om nie by daai dinge uit te kom nie. Probeer om ander pad te kyk. As jy in die kerk sou inkom, en dit laat jou struikel om te sien wat trek mense aan, kom sit dan liewers hier heel voor.
op die voorste bank. Dan sien jy nie wat agteraan gaan nie. Mense moan so oor die kindertjies. Pastoor, ons kan nie kerk toe kom nie, want hulle raas so in die kerk en ons hoor niks nie. Kom sit hier voor. Ons sit die voorste ry. Daai agterry is in elk geval die cheap seats. So kom sit hier voor. En dan sien jy niks nie, en wat? Jy ontvang die teenwoordigheid van die Here en niks trek jou aandag weg nie. Ek wil afsluit. Ek wil vanmôre vir jou sê, al is daar 'n eindoordeel, al is daar 'n dag waar die sondaar voor God verskyn, en die kind van die Here nie vrees vir dit nie, want ons kom nie in die oordeel nie. So jy hoef nie te vrees vir daai dag nie. Jy hoef nie te vrees dat jy verlore sal gaan en voor die wit troonoordeel veroordeel sal word nie. Want as jy waarlik kind van God is en Jesus aangeneem het as verlosser en saligmaker, kom jy nie in die oordeel nie. Jy kom net by die regterstoel waar ons loon ontvang, die kerk van Jesus. En daarom wil ek afsluit en sê, Paasnaweekse dienste gaan dus nie oor 'n lekker tyd saam nie. Dit gaan oor die herdenking van die kruis en die opstanding. Die kruis is leeg, die graf is leeg, Jesus het opgestaan. En die Bybel sê hy het aan honderde mense verskyn. Voor hy opgevaar het hemel toe, het hy aan honderde mense verskyn en aan hulle die woord uitgedra en homself aan hulle vertoon. Eenmal het hy aan sy disippels verskyn en hy het in hulle midde gestaan terwyl die deure gesluit was en hulle bang was. En die Bybel sê en hy het in hulle midde gestaan en hy het sy hande oopgemaak en gesê, kyk is ek, moenie vrees nie. Kyk, ek het vir julle die prys betaal. En dis wat ons hierdie naweek gaan doen. Ons gaan die Here eer vir die kruis en vir die leë graf. Dat hy gesterf het vir jou en my en dat hy opgestaan het uit die dode en dat hy in die regterhand van die Vader sit. Kom ons buig ons hoofde. Kom ons gaan in gebed. Kom ons sê vir die Here dankie dat ons nie hoef in die oordeel te kom nie, maar dat ons as kinders van die Here nie geoordeel gaan word nie. Hemelvader, dankie vir die woord is die waarheid. Dankie dat ons vanmôre u liefde en die vrede in ons harte kan dra. Dankie dat daar 'n rustigheid word, rustigheid neerdaal oor ons rustig kan word, omdat die Here vanmôre in ons midde, Uself deur die Heilige Gees in ons harte geopenbaar het. Dankie dat ons vanmôre u woord kon lees, dat ons vanmôre kon verstaan, dat ons as kinders van die Here nie in die oordeel kom nie, maar dat ons gered is deur die kosbare bloed van Jesus. En ons sê vanmôre dankie, dat ons as kinders van die Here vanmôre kan juig en jubel, want ons verlosser leef. Here, terwyl ons besig is om voor te berei vir die kruisigingsdiens en die opstandingsmôre, wil ons onsself voorberei en sê, Here, help ons, dat ons met meer deernis en meer toewyding en meer insig hierdie dienste sal verstaan en regtig by mekaar sal kom om lof aan ons koning te bring. Word verheerlik vanmôre terwyl ons hier uit mekaar sal gaan, Here, ons met die vrede van Jesus sal gaan en ons hiervandaan verder die seën van die Here sal beleef. Dankie vir die woord wat tot ons gespreek het. Dankie dat ons dit kon lees en kon breek en vanmôre almal daardeur gevoed kon word. Ons bid die seën op ons almal, ons harte, ons siel en ons gees af in Jesus naam. Amen.